Up the mountain, Jerusalem is my home. Praat nie van die Jerusalem wat nou in Vlaanderen geskiet word nie. Ek praat van die nuwe stad, Jerusalem. Terwyl ons daai ou koortjie sing, Down the Valley, toe vat ek my terug daar in die begin van die 80's. En Pastor Jerry julle, Pastor JJ julle, ek weet nie of julle kan onthou wie het hom vir ons geleer het nie. Maar dit was soos gister, die oomblik toe julle dit sing, het ek my vir 'n oomblik in daardie groen tent bevind, waarin ons paasnaweek konferensies plaasgevind het. Die berge daar oorkant Pelindaba, nie? Agterkant vandag is Jasmyn, en aan die ander kant van die berg is die ou kampgrond, en die oorkant is Pelindaba. En hierdie man het 'n besonderse stem gehad. Hy het 'n brallende stem gehad. En hy het al die pad van Durban aangekom en vir ons hierdie ou koortjie kom leer. Pastoor Hodkinson. En dan het die ouens deur hy tent beweeg. Down the valley and up the mountain. Maar dit is vir my kommerwekkend dat ek vanmôre sien daar's meer ouens in die valley as wat daar is op die berg van oorwinning. Dis vir my kommerwekkend dat die sorge van die lewe en die omstandighede van die lewe en wat ook al die duiwel na ons toe gooi, dat dit vanmôre mense so maklik kan kortwiek, kan stop om God in oorwinning te dien. Amen. Ek dank hom, en ek hoor as 'n paar van julle ook gewees, ek dank hom vir die 2 weke wat verby is, dat hy ons deur hierdie griep en verkoue gebring het. En ek dank hom dat my bloeddruk lyk my gestabiliseer met die ander pille wat hulle nou gegee het. Soos ons is fighting fit vanmôre. Dit is vir my kommerwekkend dat ons vir die duiwel so maklik vatplek kan gee vanmôre. Dat jy instap en op pad hiernatoe en ek sien hoe die vyand kwaad is, wil ek vanmôre vir die duiwel verklaar, en hierdie gebou is daar geen plek vir jou nie. Ek bid jou werke en jou aanslag nou in die naam van Jesus. Hierdie vrou dans hier voor haar gesiggie is rooi. My vrou neem 'n video dat ons dit kan versprei, dat die mense kan sien. En sy vra my laas Sondag, ek maar sê, jy dans en hulle dansklere en dit lyk pragtig. En terwyl ek hier na toe loop, ons het vir pastoor, wat sy name, Koetsers, Pastor Jacques Reta, wat hulle storie het, dat hulle dans, en ja, ek hou van die klere, is oulik. Maar die dag toe ek my in Jesus naam laat doop het, het ek my feesklere aangetrek. En daarom het my fees nog nooit gestop in die Here nie. Daarom is het down the valley and up the mountain, Jerusalem is my home. En niks gaan my stop om by daardie Jerusalem uit te kom nie. Ons is op pad, en as jy nie vanmôre in oorwinning is nie, weet jy baie vinnig in oorwinning kom, want die bruidegom is op pad vir sy bruid. Amen. Prys die Here. Ek stap te lank pad met die Here, dat die vyand met sy vuil triks kan kom. En vanmôre wil ek met jou praat, en Pastor JJ praat so, en hy begin so aan teksverse raak, en sê, okay Here, gaan hy die inleiding preek, en, maar dit werk is altyd so, daar is altyd iets wat gebeur wat dinge bevestig, né?
Hy sê vir meneer langs jou nie so kwaai lyk nie. Jy mag maar glimlag. Miskien moet ons maar ek dink vandag moet ons 'n kerk begin hou sonder stoele. En terwyl ek hier nou toe loop, en ek sien die kinderkerk is besig met hulle voorbereiding vir Paasnaweek. En ek sê vir die sussie laas Sondag, wil jy moet dans? Sy vraag my pastoor, kan ek maar mal gaan? Ek sê vir jy kan mal gaan, maar hierdie week, terwyl ek afsonder en hierdie week, terwyl ek met die Here deel en Here met my deel, toe sê die Gees vir Here, jy moes nie pa gesê het jy mal gaan nie. Sê pa, as jy my net intap by my gees, dat ek saam met haar kan dans. En wat het julle vanmôre hier ervaar? Is dit nie hoe ons veronderstel is om die Here te loof en te prys? Ek sê nie almal moet nou dans en hy maar as jy dan net ten minste kan, jy weet jou voet kan tap, dan weet ek daar's lewe. Want dis Palm Sunday. Dis Palm Sondag. Sê meneer langs dis Palm Sondag. Nou baie mense weet nie wat Palm Sondag is nie. En ek gaan dit vanmôre, ek gaan dit probeer teach. Net 'n paar skrifte wat julle deel. En maak jou Bybel oop by Psalm 46, ja, ons gaan Psalms toe. Psalm 46. Ek is bly, as JJ praat van sy intog in Jerusalem, en die mense juig, en die mense te kere gaan, en ek gaan nou vir julle duidelik wat het hulle gedoen. Maar is daar nie 'n mooi foto nie. Dis 'n pragtige prentjie. Maar dit was nie sy grootste triomf of pelgrimstog. Dit was net die begin. En ek wil jy moet gou vir my kyk. Palm Sondag is gewoonlik die Sondag voor Paasnaweek, wat ons dan nou noem die begin van die lydingsweek. Right, julle het dit? Dis die begin van die lydingsweek. Lydingsweek lang ly, soos iemand wat swaar kry, soos iemand wat seer het, pyn en vernederings. Dis net hierdie prentjie skilder iets fantasties. Maar dit is Palm Sunday. Nou, terwyl ek dit doen, Palm Sunday, gee die Gees van die Here my so duidelik, dit was net profeties van wat kom. Okay? Is julle met my? Kyk gou vir my. Palm Sondag. Nou wil ek gou iets regstel. Jona was 3 dae en 3 nagte in die buik van 'n vis, is ek reg? Okay? Hoor mooi. 'n profetiese teken dat Jesus 3 dae en 3 nagte in die graf sou wees, is ek reg? Maar dan moet ek iets regstel voordat ons by Palm Sunday kom, want ek hou daarvan om te sê, Palm Sunday het 'n dinamiese effek op die mensdom gehad,
wat net daarna totally omgeswaai het. Die een oomblik het hulle hom geloop en geprys, die volgende oomblik het hulle geskreeu, kruisig, kruisig hom, en die lydingsweek beginne, en Woensdag is op pad. Not Friday. Hy was nie op 'n Vrydag gekruisig nie. Want Sondag by die opstanding, die eerste dag van die week op die Joodse kalender, kon hy nie 3 dae en 3 nagte in die buik van die aarde wees nie. Hy is Woensdagmiddag 3 uur, hy sy gekruisig, en hy het gesterwe, en hy moes voor son onder 6 uur begrawe word, want Donderdag was 'n jaarlikse Sabbat, soos wat ons byvoorbeeld kry, 'n vakansiedag. Ek kan nie eens hierdie nuwe goed noem nie, maar kom ons vat soos Geloftedag, die 16de Desember, dis 'n vakansiedag. Hierdie was 'n jaarlikse Sabbat. Daarom moes hy teen 6 uur begrawe wees, want Sabbat begin 6 uur tot die donderdag aand se 6 uur, dan begin hulle Vrydag. En dan kom Saterdag, Sondagoggend, het hy opgestaan die eerste dag van die nuwe week, en dit bring hom dan in 3 dae en 3 nagte in die buik van die aarde. So ek gaan nou terug. Hierdie is Palm Sunday, but Wednesday is coming, and the good news is Sunday is coming. Ek hoop julle het dit. Stam gerede langs jou en sê, jy moet nou oplet. Ek sê, Palm Sunday is dit wat ek nou vir jou gaan teach. As ek sê, Woensdag is op pad, dan beteken dit, hy word gekruisig. As ek sê, but Sunday is coming, dan beteken dit, hy staan op. Okay? Julle het dit nou beter prentjie, alright. Stap nou hier langs jou, sê, praat nou met jou. Sê hulle nie, stap daarna. Stap, net so 'n stootjie sê hy. Sy sê, gee my ene. Ja, sy gee nog nie so klappe. En, nou kom ons lees Psalm 46, met die musiekleier van die kinders van Korag. Met sopraanstemme 'n lied. God is vir ons 'n toevlug en sterkte as hulp in benoudhede. Is hy in 'n hoë water beproef. Ek loop vir 3 weke, loop ek met Psalm 46, Psalm 47, vir 'n inleiding tot die woord vanmôre, en ek kan nie verstaan, julle, wat het dit met Palm Sunday nie, maar vanoggend, vroeg in die oggendure, toe begin die Gees van die Here met my deel, hy sê, God is vir ons 'n toevlug en sterkte, as hulp in benoudhede, is hy in 'n hoë water beproef. Daarom sal ons nie vrees nie. Ek wil met hier langs jou sê, ek sal nie vrees nie. Al waggel die aarde en al wankel die berge weg in die hart van die see, laat sy waters bruis, laat hulle skyn, laat die berge bewe deur sy omstyndigheid. Die stroompies van 'n rivier maak die Godstad bly. O, hoor, kyk gou vir my. Die stroompies van die rivier maak die Godstad bly. Hoor mooi. Die heiligste van die woninge van die Allerhoogste. God is daar binne-in. Dit sal nie wankel nie. God sal dit help as die dag aanbreek. Hoor mooi. Nasies het gebruis. Koninkryk het gewankel. Hy het sy stem verhef. Die aarde bewe. Die Here van die leerskare is met ons. Die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons. Kom, luister mooi. Aanskou die dade van die Here wat verskriklike dinge oor die aarde bring. Wat die oorloë laat ophou tot by die einde van die aarde, die boog verbreek en die spiesstukke slaan, die stryd waar ons met vuur verbrand. Luister nou mooi. Laat staan en weet dat ek God is. Ek sal hoog wees onder die nasies, hoog op die aarde. Die Here van die leerskare is met ons. Die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons.
Hy is God. Hy is almagtig. Hy is heilig. Hy is die ewige koning. Hy is die koning van die eeue. Jy moet by my bly. Hy is God almagtig. Hy sal hoog wees. Hy stop oorlog. Hy verbreek die boog. Hy verbreek die snaar van die boog. Hy is die koning van die eeue. Daar kan nie 'n ander koning wees nie. Want hy gaan op 'n stadium met elke koning van die aarde oorlog voer in die dae van Josafat. Hy is God, geen koning. En as jy dink vanmôre jy's 'n koning, gaan hy jou snaar kom verbreek, want jy is vanmôre 'n uitverkore, 'n heilige priesterdom, 'n heilige geslag. Jy is 'n seun en 'n dogter van die koning. Amen. Jy moet by my bly. Jy moet by my bly. Psalm 47. Vir die musiekleier van die kinders van Korag. 'n Psalm. Hoor mooi. Net sekere mense in familie aanbiddingsentrum klap by die hande. Alle volke klap by die hande, juig tot eer van God met 'n stem van gejubel, want die Here die Allerhoogste is gedig 'n groot koning oor die hele aarde. Hy bring volke onder ons en nasies onder ons voete. Hy kies ons erfdeel vir ons uit, die trots van Jakob wat hy lief het, God waarop het gejuig. Die Here met basyn geklank, psalm sing tot eer van God, psalm sing tot eer van ons koning, psalm sing, want God is koning van die hele aarde, psalm sing met onderwysing, God regeer oor die nasies, God sit op sy heilige troon, die edeles van die volke het vergader, 'n volk van die God van Abraham, wat aan God behoort, die skulde van die aarde, hoog en verhewe is hy. Kyk vir my, hy is hoog en verhewe. En die Bybel sê in ons sin, sy some vul die Jesaja sê, sy some vul die tempels. Hy woon nie in tempels. Waar woon hy? Weet jy nie dat jou liggaam is 'n tempel van God en dat die Gees van God in jou woon nie? Met ander woorde, hy sit op sy troon en sy skone vul jou vanmôre. En daarom kom hierdie psalmis en hy sê, alle volke klap by die hande. Weet jy wat dit is om te juig? Weet jy wat dit is om te juig? Ek wil vanmôre vir jou sê, om te juig is nie om op 'n paviljoen te sit en te kere gaan as jou span wen en op en af te spring soos 'n mal poppejaan en jou koelank uit te skop en jou popcorn uit te skiet soos jy te kere gaan oor 'n drie wat gedruk word. Nee, dis duidelik. Ek juig vanmôre omdat die koning van die eeue, hy is hoog en verhewe. Hy is die God wat sit op die troon, hy sit op die sirkel van die aarde en hy maak die aarde sy voetbank. Ek juig vanmôre dat hierdie God al hierdie oorlog binnekort gaan stop, terwyl almal sê hy kom, is hy besig om alle oorlog te stop, maar dan moet eers 'n valse vrede kom. Hoor jy wat ek sê? Maar wat min weet is, hy kom vir sy bruid. En as ek vanmôre so kyk, terwyl ons gesing het, dan skreeu my hart van hartseer, want bitter min is gereed om hom tegemoet te gaan. Is dit nie snaaks dat ons kan ure staan in 'n ry by 'n eetplek om te wag vir 'n sitplek, ons kan ure staan wanneer ons kuier om 'n bord kos, ons kan ure staan wanneer ons moet werk vir 'n baas, maar wanneer by God kom, dan kan ons hom nie eers prys en loop nie. Dan kom iets in my lewe vanmôre wat moet uitroep en sê, Here, U is goed en die goeie tierenheid is tot in alle ewigheid. En as jy dit nie ervaar nie, is daar iewers 'n blokkade vanmôre.
Hallo? Bly by my. Psalm 100. Jy kan saam bly, as jy het staan in jou Bybel ook. Ek wil jy met baie mooi verstaan, terwyl jy bly na Psalm 100 toe, ek is nie hier om jou te vermaak nie. My werk en my opdrag in die lewe is om jou hemel gereed te kry om hemel toe te gaan, om jou gereed te kry, om jou aardse roeping uit te lewe, om jou toe te rus met die woord en met die waarheid. Ek is hier om jou te verklaar, dat as jy by 'n kerk aanbid en daardie kerk lei nie, dat Jesus is God nie, en hulle doop nie in die naam van Jesus Christus nie, en hulle doop nie met die Heilige Gees, met die sprekende tale nie, dan wil ek vanmôre vir jou sê, is jy op pad hel toe, wat my Bybel sê, daar is net een Here, een geloof en een doop, en ek moet dit gooi vir jou vanmôre, want daar is net een kerk, en dis die kerk van Jesus Christus, gebore op die dag van Pinkster. 'n Psalm wat die lof opverjuig voor die Here oor ganse aarde. Die Here met blydskap kom voor sy aangesig met gejubel. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak. Kyk gou vir langs jou sê, hy het my tog gemaak. En ons is syne. Hallo? Gered of ongered, elke lewende wese wat 'n siel het, is God se eiendom. Jy moet net besluit, wil jy gered wees of nie. Hallo? Hy sê, erken dat die Here God is, hy het ons gemaak, ons is syne, sy volk en die skape van sy weide. Gaan sy poorte in met lof. Sy voorhoewe met lofgesang, loop hom, prys sy naam. Die enigste een wat ek vanmôre gesien het, wat sy voorhoewe ingegaan het, met lofprys en Pastor JJ, was hierdie vroukie. Kom aan, is ek verkeerd? Miskien verstaan ons die Pinksterling, miskien verstaan ons nie hoe die Here geloof en geprys word nie, maar ek wil vir jou sê, wanneer jy werklik in sy teenwoordigheid moet kom, wanneer God werklik jy moet opdaag vanmôre, sal ons van ons stoele afval en ons sal smelt soos waks in 'n vuur sal smelt. So powerful, so heilig, so rein is God. Ek praat van die opperwese. Ek praat van die Elohim van die skepingswerk. Ek praat van die God wat sê, hy woon onder die lofprysinge van sy kinders. Dis hoekom mense hulle agtersteewe kan wip en kwaad word, want hulle nie die Gees van God in hulle lewe nie, en die doop met die Heilige Gees met sprekende tale nie. Want as die Gees van God in jou woon, my broer, is daar nie tyd vir sulke vleeslike goed nie. Hoor mooi, hy sê, want die Here is goed. Kan ek dit hoor? Sy goeie tierenheid is tot in ewigheid. En sy trou van geslag tot geslag. Psalm 126. Hy sê, toe die Here die lot van Sion verander, die tipe van die kerk, was ons soos die wat droom. Toe is ons mond gevul met gelag en ons tong met gejubel. Toe het hulle onder die heidene gesê, die Here het groot dinge aan hierdie mense gedoen. Die Here het groot dinge aan ons gedoen. Ons was bly. O Here, verander ons lot soos waterstrome in die suidland van Suid-Afrika, wil ek sê. Die wat met trane saai, sal met gejubel maai. Hy loop al die riviere en dra die saadkoring. Hy sal sekerlik kom met gejubel en sy gerwe dra. Purity, brokenness, unity is die drie komponente van worship. Om God in gees en waarheid te aanbid is purity, brokenness en unity. As ons dink, ons het al 'n move of God in hierdie gebou gesien in die laaste paar maande, wil ek jou sê, you ain't seen nothing yet. Hy gaan ons lot verander. God is going to turn everything negative in your life around to a positive. Hallo, dankie vir die een amen. Hoor mooi. Psalm 148. Ek moet dit met julle deel, want jy gaan nou verstaan. Halleluja, loop die Here uit die hemele, loop hom in die hoogtes.
loop hom al sy engele, loop hom al sy leerskare, loop hom son en maan, loop hom alle ligtende sterre, loop hom by hoogste hemele en waters wat bo die hemele is, laat hulle die naam van die Here loop, want hy het bevel gegee en hulle is geskape. En hy het hulle in stand gehou vir altyd vir ewig. Hy het die wet gegee wat geen een oortree nie. Loop die Here. Het jy gehoor wat hy sê, die wet gegee wat geen een oortree nie? Hy praat hier van die hemel liggame. Hy het alles in plek gesit en hulle doen presies wat hy as die skepper vir hulle gesê het om te doen. Die een skitter, die ander skyn, die ander beweeg. Hoor mooi, hy het hulle aan die wet laat onderworpe wees, sodat hulle kan doen waarvoor hy hulle geskaap het. Hoe te meer sy kinders vanmôre moet ons nie onderwerp aan dit wat hy ons as verordeninge in die lewe gegee het nie. Hoor jy wat ek sê? 4,5 sneeu en damp stormwind wat sy woord wil bring, berge en alle heuwels, vlugtebome en alle sederbome, wilde diere en alle vee, kruipende diere en gevleelde voëls, konings van die aarde en alle volke, vorste en alle regters van die aarde, jongelinge en ook jongdogters, ouers saam met die jonges, laat hulle die naam van die Here loof, want sy naam alleen is hoog, sy majesteit is oor aarde en hemel, en hy het 'n horing vir sy volk verhef, 'n roep vir al sy gunsgenote, vir die kinders van Israel, die volk wat naby hom is. Halleluja. Amen. Amen. Hoor jy wat ek sê? Hoor jy wat ek sê? Laat hulle die naam, weet jy wat beteken het om die Here te loof? Sefanja 3:17, hy verheug hom oor jou. Daai verheug beteken in Hebreëus is gul, G-U-W-L, gul. Dit beteken te spinne. Wanneer ons God loof en prys, kom hy met 'n manifestasie in ons midde, en dis wanneer genesing spontaan plaasvind, dis wanneer redding en verlossing, niemand het eers iets te doen daarmee nie, jy het net nodig om hom te loof en te prys. Paulus sê, ek raak uitsinnig in die Here. Hy kom later sê Johannes op die eiland van Patmos, skryf hy, dat die hallelujas en die amens in die hemel sal klink soos donderslae. Ons kry dit nie reg op hierdie aardbodem nie, want daar's die eenheid onder die kinders van God nie. As ons saam die Here moet begin loof en prys, gaan die dinamiese deurbrake rondom ons plaasvind. Hoor mooi, Psalm, jy het seker geraai, 150. Ek herhaal, 3 komponente van ware aanbidding is purity, brokenness and unity. Halleluja, loop God in sy heiligdom, loop hom in sy sterk uitspansel, loop hom oor sy magtige dade, loop hom na die volheid van sy grootheid, loop hom met pasuingeklank, loop hom met harp en siter, loop hom met tamboerijn en koordans, loop hom met snarespel en fluit, loop hom met heldere simbale, loop hom met klinkende simbale, laat alles wat asem het die Here loof. Halleluja. Maak gou so. Jy het asem. Jy het asem. Het jy geweet daai wat jy nou net so geblaas het, behoort nie eers aan jou nie. Dis vir jou geleen. Dis God se. Daai asem wat jy gebruik om te vloek en skat, is God se. Daai asem wat jy gebruik om 'n diep teug te trek wanneer jy daai, wat wil hy, klippies, of pranas, die duiwelse sterk karate water, wat jy so in jou keel gaan afgooi, jy gebruik God se asem. Daai asem wat jy gebruik om vuil te praat en te skil, dis God se asem. Daardie asem, verkoop hulle nog stywe sand, Pieter stywe sand. Wie ken dit?
Pastor JJ? Ja, hulle verkoop het. Hoe koop hulle dit nou? Die koek nie idee nie. Hier is dit Pieter Stuyvesant. Want hy weet, hy kanker gaan jou kry. En dan gaan hulle jou begrawe in Stuyvesant op jou kus maak. Daai asem is Godse. Ek probeer vir julle vanmôre iets bring, dat jy verstaan, die eerste doel en prioriteit hoekom God die mens gemaak het, was om plesier aan God te bring, en nie aan jouself. Hierdie is die tempel van die Heilige Gees, en die Gees van God is veronderstel om hier binne te woon. Waar ek loop, dra ek hom saam met my. En dis hoekom mense kruise om die nek dra, terwyl die woord sê, Jesus, neem jou kruis op en volg my. Want jy sien, die kruis wat ek opneem, kan nie by hierdie deur ingaan nie, daar waar die kroeg is, daar waar Stuyvesant is, daar waar die plesier en die dansbane en die druk van die wêreld is nie. Nou los ek hom maar buite en ek dra hom hier om my gewete te sis. It's not gonna help you. Ja, dit gaan jou nie help nie. Die kruis wat jy moet dra, is dit wat God in jou lewe gaan toelaat om jou te kruisig, jou te breek, totdat jy submit en sterwe. Sodat jy nie meer lewe nie, dat Christus in jou kan lewe. Is julle met my? Maar mooi, hy sê loop, omdat alles wat asem het, die loop. Hallo? En hoekom sukkel ons vandag met musikante in die kerke wêreld? Want die duiwel het hulle gesteel, hulle speel vir die wêreld. Hulle word betaal, as jy hom nie 50.000 rand 'n maand of 10.000 of 20.000 rand vir 'n voorsanger betaal 'n maand in die kerk nie, gaan hy nie met jou speel nie. Daar kom 'n dag, hier kom 'n profetiese waarskuwing, wat God net gaan sê, en hy gaan elke talent intrek wat musiek en sang aan betref, en hulle wat dit nie tot eer van sy naam kan doen nie, gaan sonder liriek en musiek en alles dit. Want dit behoort aan God. Hy het gemaak om hom te prys in hierdie wêreld. Iemand vra hierdie week op die sosiale media, kan ek vir die Here sing en vir die wêreld? Nee, jy kan nie. Jy kan nie twee gode dien nie. Jy kan nie die Here dien en die wêreld of Satan dien nie. Jy kan nie God of Mammon, want dit gaan alles oor geld. Jy is geskape tot lof en eer van God. Om heerlikheid en verheerliking aan hom, weet jy nou ou koortjie, kom ons verheerlik sy naam. Hierdie koortjies wat die krag het. Nou sing hulle die nuwe goed in die kerk en al die jong mense hardloop dit aan, want dit stir die vlees, dit stir nie die gees. Hoor mooi, alles wat asem het, moet die Here loop. 24 uur. Hallo? Hey man, kom nou. Jy kan nie die Here loop met vleeslike goed nie. Hey Pastor Jerry, jy kan nie die Here loop. Die een oomblik, waar jy vir die duiwel dans, Saterdag aand speel die ouens vir die wêreld, tussen die rookmasjiene en al die gemors wat hulle die ligte wat so maak. Hallo? En Sondagoggend, dan staan hulle nou op die verhoog en speel hulle vir die Here. Dis nie reg nie. Daai talent behoort eerste plek aan God, nie aan jou nie, dis geleen. Ons loop 'n prys die Here waar ons kom. Nou, Pastor JJ, Pastor Jerry, ek weet nie van Pastor my auntie, want hy van my people. Sy kyk mooi na hom. My vrou kyk mooi na sy vrou, maar julle gaan my nou uitdra. Wanneer daar 'n paar handjies kom, en ons kan 'n bietjie groceries gaan koop, kom aan. Waarvan nou hy die leeste? Wat hy altyd moet verby loop op 'n raak. O ja, ek weer, en hy is op 'n spesiaal.
Ek eet net een soort, jy kry 7 soorte, maar ek eet net een soort, en dit is Gold Cross kondensmelk. Jy kan hulle pak in my blinddoek en ek sê wat hier is Gold Cross. Nou is hy nog boonop op special tot die 9de tot die 6de toe, tot die 6de toe, by Checkers vir 35 rand. Nou soos daar voorbij loop en ek vat die blikkies so, dan dans ek so om my trol en sê, prys die Here. Jy verstaan? Die ouens op Sassa verstaan. Loop jy, kyk jy uit rywe so, en staan uit rywe en sing, denk jy, dan nog aan my? En dan gee jy net so vuil, kyk, en loop jy om aan en sê vir jou vrou, dit is beste goed op aarde. Net om jouself te sê, wat het jy nie. En ry ek voorbij Seattle. Nou, my vrou, as sy so airport en hy gevlieg die kast, het jy mag die een been al uit. Sy kan die vir ons het nie. Vir, wat? Cappuccino. Sy is lief haar koffie by Seattle. Nou moet ons op die tydje voorbij ry, dan voel ek so sleg. Maar as ons daar kan inry, dan sing sy soos 'n badgie. So vrolik en opgewonde, sy gaan Seattle kry. Kom aan, as jy die dag iets kan gaan koop, Pastor Wynand, hulle stop nou daar by my, en hou so pak uit na my, hulle sê, wat vir jou stukkie? Dan sê vol droogwors. Nou weet ek weet jy of hulle het gesien nie, maar van nog een stukkie, weet jy nie, Piers, ek nog een stukkie vat, ag, jylle niks hoor nie, maar dan gaan ek my oor toemaak en uit vat. Jy verstaan? Dan moet er weer terug hy slaghuis toe. Maar, wanneer God ons seën, dan jubel ons. Maar die probleem is, wanneer God ons toets, dan loop ons dit mond rond. Dan vergeet ons hoe goed was hy gister. Kom, wanneer God ons toets, gaan jy nog, dat alles wat asem het, jare loop en pryse, gaan jy nog steeds een takkie vat en omswaai, wanneer die dokter sê, dit is fout met jou, gaan jy nog jou tak swaai, wanneer die Here sê, maar ek vat jou nie deur die woestyn, om te toets, wat is binne jou hart aan die gang. En ek sien vanmorgen harte wat kiphaard is, omdat mense nie hulle sin kan kry nie. O, ek bid die demoon vanmorgen in Jesus naam. In Jesus naam. Hoor mooi, gaan jy nog, sê die Here is goed, sy goedertierenheid is tot in alle ewigheid, as jy op straat sit. Het jy hom so lief, dat jy hom kan sê, al gaan ek deur 'n dal van doodse skade mee, ek sal geen onheil vrees nie. Hierdie man was nou in die hospitaal met beroerte. Hier sit hy vanmorgen. Nou ek was in 2008 met 'n beroerte in die hospitaal, maar ek dink ek is so hyperaktief nou soos wat hy is nie. Sy klaar vanmorgen by my, sy sê, pastoor, bid vir my man, hy is skielik net verskriklik meer hyperaktief as ooit tevore. Prys die Here, wat 'n ballingdak en swaai hom. Net soos die hyperaktiwiteit, die Here loop van prys. Maar hou hy jou besig. Hy net die Here nog loop en prys en sê, ek slaan die tamboerijn,
Ek loop en ek prys hom, terwyl die yskas en die koskas te leeg is, terwyl daar nie 'n oes op die land is nie, terwyl die skaapkrale leeg is, en terwyl die tank van die kar leeg is. Hierdie week sê ou R280 se petrol kon ek daarom in gooi, ek is so dankbaar, dan kan my grasstryer weer werk. Alles gaan op. Maar ek het goeie nuus vir jou, slegte nuus vir die duiwel. Die bruid van Christus gaan ook binnekort op. Ons gaan huis toe, mense. Hoor my mooi, ons gaan huis toe. Ek wil vir jou sê, ek weet eers of hierdie diens gaan klaarmaak nie, maar ons gaan huis toe, want ek wil wees op die strate van gaan, waar daar 'n hemelse ekonomie is, waar daar nie meer trane, hartseer en pynelyding is nie, waar daar gejuig word vir die koning van die eeuwe, maar as ons dit daar wil doen, en ons kan dit hier doen nie, hoe wil jy dit daar gaan doen? Hoe wil jy die hemel loop en prys in die hemel, en dink jy gaan dit daar doen, en jy kan dit eers in die kerk doen nie? Hy sê, ek woon onder die lofprysing van my volk. Is hier 'n volmaakte huwelik? Weet jy nou ook so 'n bietjie nou dat jy koppe stamp? So 'n bietjie skuld dan nie. Elke vrede. Ja, hy soek net peace. Maar ek glo sy bakkie drywe, wat gaan daar nie peace wees nie. Ek hoor sy oor sit en opeet. Hoor mooi. Maar in daardie geveg het Tannie Goodman altyd gesê, is die opmaak die lekkerste. Ek wil vanmôre vir jou sê, maak nie saak wat met jou gebeur het nie, maak op met die Here vanmôre. Maak jou saak reg met die Here vanmôre. Want God toets ons, en hy laat dinge doen ons lewens om ons te brei. Wie is hier wat vir die Here al lankal vir iets vra, en dit gebeur net nie? Kom, wie wat, ek glo baie keer brei ons God ons voor, sodat ons voorbereid kan wees om 'n besit te neem wat hy voorberei het. Want as hy dit nou vir jou moet gee, gaan dit al jou dood beteken. Hoor mooi, die Here kan jou dalk nie vertrou nie, maar daar kom 'n dag wat hy met dit gaan vertrou. Hoor hierdie woord van die Here af vanmôre. Dan gaan ons na Lukas 19 toe. Hy sê, vanaf vers 29, en toe hy naby Betfage en Betanië kom, by die berg, wat die Olyfberg genoem. Wie wat was my so mooi hierdie week? Toe die advertensies uitgaan van die konferensie wat hierdie naweek plaasvind. Toe stuur almal, en hulle maak advertensies, en hulle praat nie meer van Bergsig Tabernakel nie. Hulle praat nou van Olyfberg. Is dit nie mooi nie? Ons spreek nou in dinge existence. Ons vertrou die Here om die gronde vir ons terug te gee. En ons vertrou die Here dat ons hierdie kampterrein gaan herstel. Pastoor Wynand, jy het kompetisie. Hier sit 'n gekwalifiseerde chef reg voor my. Aubrey, hoeveel jaar is jy al 'n chef? 35 jaar. Wie wat se job het ons nou vir pastoor Wynand? Ok, ek kan help jy hartelijk. Dankie, baby. Hoor mooi. Hy sê, en hy het 2 van sy disippels uitgestuur en gesê, gaan in die dorp reg voor julle, en as julle daar inkom, sal julle 'n eselvol vind, wat vasgemaak is, waar geen mens ooit op gesit het nie. Maak hom los en bring hom, en as iemand julle vra, waarom maak julle hom los, moet julle hom sê, die Here het hom nodig. Ek het nou daar vir Erik laat weet, God soek hierdie gronde, want God het hierdie gronde nodig. Hoor mooi. En die wat gestuur was, gaan toe en vind dit soos hy aan hulle gesê het. En terwyl hulle die vol losmaak, sê die eienaars aan hulle, waarom maak julle die vol los? En hulle antwoord, die Here het hom nodig. Toe bring hulle hom na Jesus toe, en hulle lê hulle klere op die vol en laat Jesus daarop sit.
En terwyl hy voortgaan, gooi hulle klere oop op die pad. Kyk gou vir my, kyk gou eers vir my. Hoe kom 'n donkie? As hy 'n perd gevra het, hulle gedink hy wil oorlog maak. 'n Perd was 'n teken van oorlog, 'n donkie was teken van nederigheid. En dis waar hierdie klomp Jode later teen hom draai, want hulle Messias kan nie op 'n donkie inry nie. Hulle verwag hom in pragt en praal. Hulle verwag iets goddeliks bonatuurliks. Maar hier kom hierdie man van Nasaret. En wat die strate bewandel en wonders en tekens en genesings doen en dooies opwek. En hier kom hy en die Bybel sê hulle bring hom die donkie en hulle gooi hulle klere op die donkie en hy klim op hierdie donkie wat nog nooit iemand op hierdie donkie gery het nie. En hy ry die strate van Jerusalem binne. Ja, die oomblik toe hulle loop en prys en die Ou Testament op Psalms hulle, ag Here gee heil, ag Here gee ons voorspoed, Here gee ons seën. En die oomblik toe hy oospoort oopgaan en hy inry in Jerusalem en hulle klere voor hom gooi, toe kom in vervulling 'n wonderlike teks en ek wonder of jy dit ooit geweet het. Ek wil vinnig so toe blaai. Toe kom 'n teks in vervulling in Sagaria 9 vers 9. Hierdie Bybel, vinnig kom, daar sê, verheug jou grootliks o dogter van Sion, juig o dogter van Jerusalem, kyk, jou koning kom na jou, regverdig en 'n oorwinnaar is hy, nederig en hy ry op 'n esel, op 'n jong esel, die vol van 'n eselin. Toe kom die 9 vers 9 Sagaria in vervulling en hy ry Jerusalem binne op 'n donkie en die Bybel sê dat klere oor die donkie gooi, klere in die pad gegooi en palmtakke in die pad gegooi en om geloop en geprys. Palms was 'n teken waarmee hulle konings geloop het en geprys het. Palms was 'n teken van oorwinning gewees. Die klere was om hulle self voor Here se voete te gooi en om te sing en uit te roep en sy naam te aanbid, sê die Bybel. En hy ry hierdie strate binne van Jerusalem en die Bybel sê vir my, en toe bring hulle hom toe hier na Jesus toe en hulle lê hulle klere op die pad en terwyl hy voortgaan gooi hulle klere oop op die pad en hy het hulle geloop en geprys net voor die Olyfberg. Jy moet onthou wat ek vir jou sê. En hulle het hom gaan bid. En hier kom dit, en terwyl hulle die klere gooi, die palmtakke saai, toe roep hulle uit, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Nou moet jy by my bly. Ek moet nou vir jou verklaar hoekom ek psalms gebruik het. Ek wil dit nou jou verklaar. En toe hy inry en Sagaria 9 vers 9 vervulling kom van hierdie profetiese woord dat hy Jerusalem gaan binnery met 'n donkie. As JJ het in die begin genoem, het die mense gejuig, kyk hulle het hulle klere voor hom gegooi, hulle het palmtakke geswaai, dis waar Palm Sunday kom, dit is net voordat die lydingsweek moet begin. Is julle met my? Toe ry die koning van die eeuwe, en hulle sê, geseënd is hy, wat kom in die naam van die Here. En hulle roep uit, Hosanna. Hosanna beteken bring verlossing, bring redding. En hulle sing Hosanna aan die hemelland en Hosanna aan die Here koning. En hulle loop en hulle prys hom. Maar wat hulle nie geweet het nie, daai einste mense op die foto, wat hulle nie geweet het nie, die God van die psalms, wat ons nou net besing het vlees geword, en hy ry op die donkie, in eenvoud, in nederigheid, en ek glo het hulle bekyk, en hy het hulle bewonder, en hy besef, hulle weet nie eers, dat hulle môre teen hom gaan draai, en uitroep, kruisig hom. Nou moet jy mooi luister. En op pad na hierdie heilige leidingsweek, ek het nou vir jou 'n prentjie probeer inkleer van
Psalm hoe jy God moet loof en prys. Hoe hy geaanbid moet word. Snare, instrumente, dromme, tamboerijne, gitaar, sang, handeklap. As jy die musiek kan speel, jy 10 snare, hier's hulle, dis handeklap. Hoor mooi, hy sê, gaan sy poorte in met lof, toe ry hy die poorte van Jerusalem in met lof, en hulle loop en hulle prys hom, want vir die oomblik, Tony, was dit wonderlik om het aanskou, vir die oomblik was dit soos 'n opvoering, vir die oomblik het hulle gekyk na die man met die wonderwerke en die genesings en wat die storm stil gemaak het, vir 'n oomblik het hulle gekyk hoe ry hy hierdie Jerusalem binne op 'n donkie, maar dit was dit eenvoudig vir hulle, want hulle nie verstaan wie hierdie Hosanna, hierdie Rabboni, hierdie meester is wat op die donkie ry nie. Sê dan met my? En hierdie groot intog, hierdie groot optog, vir 'n oomblik, en vir baie mense, in die moderne wêreld, is kerkdienste, maar net vir 'n oomblik, 'n optog, 'n oomblik van sing en juig, en so 'n bietjie voel hier gebeur iets, maar as die donkie uitbeweeg het, en die diens verby is, dan sak hulle terug na hulle vorige leefwyse toe. Dan is dit dieselfde mense wat hom net geprys het, is dit dieselfde mense wat die gesalfdes van God vloek. Kom ons los dit daar, bly by my. Hoor mooi, vir een oomblik loof en prys hulle aan. Nie een van hulle het geweet wat kom in die week, in die paar dae wat volg nie. En toe hy klaar gelei het, gaan lees, is julle nog op by Mattheus, by Lukas. Lees vir my wat sê die laaste versie. Het jy op sê? Lees op vir my. Okay, en dan die volgende vers, hy sê, en Jesus, toe al die opwinding verby is, het hy die disciples vervat, en vertrek na Betanië toe, na stolplek toe. Bly by my. Bly by my. En hierdie wat my vrou nou net gelees het, was die Fariseërs en die skrifgeleerdes, wat alles gesoek het om Jesus te eer, en dat dit net erger en erger geword is die mense om aanhang. Dat door die optog en die intog en die opwinding en die ballentak en die klere en alles verby is, het Jesus sy disciples gevat en vertrek na 'n stil plek toe. Lees julle dit daar? Nee. Moet lees dit vir julle. En sommige vers 39 van die Fariseërs en die skrifgeleerdes sê vir hom, meester, bestraf die disciples, en hy antwoord en sê vir hulle, ek sê vir julle, as hulle swyg sal die klippe uitroep. En toe hy naby kom en die stad sien, het hy daaroor geween. En gesê, as jy toch maar geweet het, ja ook in hierdie dag van jou, die dinge wat jou tot jou vrede dien, maar nou is dit vir jou oor bedek. Want daar sal daar oor jou kom, dat jou vyande skans rondom jou sal werp, opwerp en jou omsingel en jou van alle kante insluit, en hulle sal jou kinders en jou teen die grond verpletter, en hulle sal in jou nie een klip op jou aan laat bly nie, omdat jy die gunstige tyd toe God jou besoek het, nie opgemerk het nie. Dan gaan kyk jy in Mattheus, dan gaan kyk jy in Markus en Johannes, waar die intog van Jerusalem, dan gaan kyk jy waar Jesus dan sê, en toe dit aand geword het, het hy sy disciples gevat en na 'n stil plek vertrek. Jy kan gaan soek. Ek sal dit na diens gaan vir julle gee. Omdat jy die gunstige tyd toe God jou besoek het, nie opgemerk het nie. Kyk gou vir my. Hier is 'n waarskuwing. Voordat ek afsluit. Hier is 'n waarskuwing. Hier is gunstige tye waar God ons nog besoek. En dit gaan my verstand te bome, hoe mense dit laat verbygaan, en nie eens erken, God was in ons midde nie.
Hoor mooi. En in hierdie lydingsweek, kom die Here, en van die maandag af, gebeur daar dinge baie vinnig. En ons sien hoe hy vervolg word. En ons sien hoe hy totaal en al Getsemane gaan bid. En ons sien hoe die lydingsweek al hoe erger word. Uiteindelik sien ons hoe hy in hegtenis geneem word. Ons sien hoe Petrus voortvarend een van die wagters se ore afkap. En Jesus kom en hy sê, steek jou swaard terug. En hy vat die oor en hy sit hom terug en hy genees hom. Toe hom hegtenis neem, hy kon kwaad gewees het, soos baie van ons. Hy kan opstandig gewees het, omdat hy nou in hegtenis geneem word. Maar hoekom het hy die oor genees? Wouter? Want as jy 'n Romeinse soldaat aangerand het, was die straf ter doodveroordeling. En al wat Jesus doen toe hulle Petrus wil aankla om te beskerm, wat was nie deel van die plan nie, vat hy die oor en hy sit hom terug en hy genees hom en hy vat die bewyse weg dat die wag aangerand was. God wil vanmôre bewyse wegvat wat die duiwel nog steeds teen jou wil gebruik. Hoor mooi, ek gooi dit net so in. En die kruisiging kom, en ek wil nie daaroor preek nie, dis die naweek gaan ouens daaroor preek. En die begrafnis kom. En die opstanding kom. En Jesus preek sy grootste boodskap ooit. Nadat hy opgestaan het. In Lukas 24:45 tot 49. Waar hy hulle verstand open en sê, so moes die Christus ly na 3 dae die dood uit opstaan en bekering en vergewing van sondes in sy naam moet gepreek word en plaasvind. En hy sê, maar wag eers in Jerusalem, totdat hulle toegedoen is met krag uit die hoogte uit. Hulle kon nie gedoop het, nie voordat die uitstorting van die Heilige Gees plaasgevind het nie. Met ander woorde, Romeine 6 sê, ek en jy moet aan sy dood gelykvormig word. Ons moet in sy dood ingedoop word. En daarom bekeer jou, Handelinge 2:38, die fondament van die kerk van Jesus Christus, bekeer jou en laat elkeen van julle gedoop word in die naam, nie titels nie, in die naam van Jesus Christus. Tot vergifnis van sondes. En julle sal die gawe, die dooping met die Heilige Gees ontvang, want dit is 'n belofte. En dit is niks met die 9 gawes te doen nie. Daai is charisma, hierdie is doria. Dis die Griekse woord vir die invulling met die dooping met die Heilige Gees. Dis hoe jy gelykvormig word. Jy bekeer jou met al hoe jy sterwe. Jy word na die graf toegedra. Jy word gedoop in sy naam in die watergraf. In sy dood en in sy naam word oor jou uitgespreek. En jy staan op as 'n nuwe skepsel en hy doop jou met die Heilige Gees met sprekende tale. Dis die bruid. En dis die bruid wat 'n kleed ontvang het. Want die Here roep 24 uur, dis die 5 verstandige maagde, wat genoeg olie in hulle lamp het, wat sy lampe te gedrup is, wat gereed is om die koning van die eeuwe te beskou. So die Palmsondag was kortstondig 'n totale oomblik van as ek sê, vang jy al waar jy net gaan. Dat is 'n oomblik van, wow, dis het weg. Maar dit kon nie. Hulle kon hom nie daar verheerlik nie, my boetie. Hulle kon nie. Dit was oortydig, predestined. Maar dit moes gebeur het. Wat op 'n donkie ry. En hulle maar het stop. Maar is nog geen tyd nie. Want daar moet eers 'n kerk gebore word uit sy dood, uit sy begrafnis, uit sy opstanding, deur middel van bekering.
en die doop in sy naam, Jesus Christus, waar jy begrawe word in sy dood en opstaan as 'n nuwe skepsel en gevul word met die Heilige Gees, by die spreking in tale, sodat jy sy bruid, sy kerk, sy ware, daar's baie kerke, dis mensgemaakte goed, sodat jy sy bruid, sy kerk, ek kan nie te veel uitbrei nie, dis volgende naweek baie goed wat kom, maar hoor my mooi, hy sê, ek kom vir 'n bruid, oor wie my naam uitgeroep is. Toe sê ek oor die kansels daar, het sy my naam aangeneem. Ek is in sy naam gedoop. Ek het die bruidegom sy naam aangeneem. As jy nie in sy naam gedoop is nie, is jy net nat gemaak. En het jy net 'n swem gehad, sorry, maar dis feite. Daar is geen ander doop, behalwe een Here, een geloof, een doop nie. Dis al. Stop. Hy kom vir 'n bruid. Maar mooi. Dit gaan nou begin gebeur. Iewers nou. Ek wonder of ons ooit hierdie jaar die Loofhuttefees net sal klaarmaak. Ek het die idee, hy kan dalk by die Loofhuttefees kom, want hy was gebore by die Loofhuttefees. Hierdie het gebeur by die Loofhuttefees, daai prentjie, né? En los hom daar, jy is so in lyn met die Gees, los hom daar. En op die dag van die fees, in Johannes 7:37 staan hy op, en hy sê, almal wat bemoeid en belas is, kom na my toe, en stroom, profeties praat hy met hulle, nie, hy drink water, oei maar, stroom, toe profeteer hy vir hulle, wat in my kerk gebore is, deur wedergeboorte, Johannes 3 vers 3, 4, 5, waar sonder niemand die koninkryk van God kan ingaan nie. Jy moet wedergebore word uit water en gees, begrafnis, doop en gees. Hy sê, op die dag van Pinkster, wanneer julle dit doen en bekeer en julle laat doop het, dan gaan strome van lewende waters uit julle binneste begin vloei, want dan is ek nie meer met julle nie, dan is ek in julle, Christ in us, the hope of glory. Hy kom vir sy bruid, ek is aanbidder, hy kom vir sy bruid, hy sê almal wat in Christus gesterf het, wanneer hy kom, met die wegraping, sal hy trompet hoor, en almal wat in Christus gesterf het, sal hy saam opbring, en hulle wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Niemand anders gaan daai stem wat klink soos 'n bassein hoor nie, behalwe hulle wat in sy naam gedoop is. Kan ek vir julle die finale stukkie vertel? En hy Jerusalem bid hom. Hulle gooi die takke, hulle juig, hulle swaai die takke. Hosanna, Hosanna. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. En hulle juig, en hulle sing, en hulle gaan te keer. En dit stop. Dit is verby. En hulle wat gesing het, en gejuig het, Heer, kruisig, hulle nog nie die lewende waters gehad nie. Hulle was nog nie bekeerd nie. Hulle was nog allemaal onder die wet. Wie is die ene wat op die donkie ry? Ons Messias moet in pracht en praal kom glo die Jode tot vandag toe nog. En hier is die profetiese woord. Hy ry op die donkie. Ja, omdat hy weet, dieselfde mense wat hom nou prys. Dis hoekom ek nie lofprysinge van mense aanvaar nie.
Maar dieselfde mense wat jou vandag prys, Boetie, is die ouens wat jou môre kruisig. Dis hoekom ek en my vrou op ons knieë bly, sodat na lofprysing oor ons kop kan gaan, en ons nie kan tref nie, because it's not about us. Ek hoor, die skare verlos is. Ek het my dankie is baie goed. Ek hoor, op die strate van goud. My ma, Mr. JJ, ek sien jou pa, ek sien jou pa, hy is zwaar, die dak, en spierwind, gekleed, zwaar die dak, maar hierdie keer, gaan hy nie op die donkie. Hierdie keer kom hy op 'n spierwit perd. As die koning van die eeuw. Hy kom nie weer om 'n doringkroon te doen. Hy kom nie weer dat sy baard uitgeblik word die wouter. Hy kom nie weer om 39 karpatsgoue te vat nie. En gespoeg te word. Nee. Hy kom terug. En Openbaring 19 sê, hy kyk, ek het die waaragtige gesien, ry op 'n wit perd. En sy kleed was gedoop in bloed. En sy naam is die woord van God. En predik is hardvas. O, hy het nie my naam. No. Hy is so bly dieselfde. En kyk, sy naam is die woord van God. En Johannes 1 vers 1 sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En vers 14, en die woord het vlees geword. So die woord van God, sy naam is die Alfa, die Omega, die begin en die einde. Hy is die lelie van die daan en die witroos van Samuel. Hy is die rots met die hemel, hy is die rots met die water. Hy is die pottenbakker, hy is vermoorde die ware wijnstokke. Hy het 1000 titels, maar hy een naam. Hy kom terug op 'n wit perd as Jesus Christus, die Here koning, die God van hemel en aarde, die God van die Ou en die Nuwe Testament bewaar. Hy kom as die enigste waaragtige God, wat net op een troon sit. Hy kom haal sy bruid, wat in sy naam gedoop is. Hy kom nie weer terug op 'n donkie nie. Hy kom en hy vra, will you ride with me? And I say, yes, Lord, I want to ride with you. En ek wil vanmorgen vir hierdie vergadering sê, hy is die koning van die eeuwe. Hy is die almacht, wat was en is en sal wees. Hy is en was die lam van Golgotha. Hy was en was die seun van God. Maar die seunskap het 'n begin en 'n einde gehad om verlossing te bring. Hy is die koning van die eeuwe, die onverderflike, die onsienlike, die alleenwyse God. 1 Timoteus 1 vers 17. Hy is en bly dieselfde Jesus. Hy is die ek is. Hy kom nie weer op 'n donkie ry nie. En totdat hy daar kom, beweeg hy waar ek beweeg.
ons is die draers van die God van hemel en aarde. How big is God and wide his vast domain. To begin to tell these lips could only try. He's so big, he fills the whole universe, yet so small. Hy bly in my hart. Hy is my alles. En ek wil deel wees. Wanneer ons gaan sing Hosanna, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here op sy spierwit perd. En hy al die verlosters gaan begelei agter hom. En ons voor sy troon gaan neerval en hom loof en hom bid en prys. Maar as ons dit nie hier kan doen nie, hoekom moet hy ons toelaat om het dan? As ek eers hier voor hom kan dans nie, en ek toelaat dat die vyand my vasketting met alle gemors van die wêreld. Hoekom? As ons dit hier kan doen nie, dink ons gaan kan doen. Paulus sê, ek oefen nou, so ek kan hier uitlewe, dat ek by hom kan inlewe. Familie Aanbiddingsentrum is nie 'n gewone kerk nie. Dit is die kerk van Handelinge, wat dit aangaan, waar die apostels in hoofstuk 28 opgehou het. Ons is net besig om verder te gaan, wat hulle begin het. En ons wil terugkeer na wortels toe. En die belangrikste van alles, die wortel van Dawid, Jesus Christus. Ek het jou vandag net vir 'n inleiding kom gee. Wat het behels Palm Sunday? Wat as glorie begin het, was net vir 'n oomblik, omdat dit profeties was, vir wat kom, wanneer hy op sy wit perd terugkeer. Maar toe begin die lydingsweek, en hy wil dit afsluit vanmôre. Die laaste